Dis Sondag 27 Junie en jy is baie welkom by die erediens van die Gereformeerde Kerk Sasolburg. Ons is vanoggend is ons nie fisies by mekaar nie, steeds saam in die teenwoordigheid van die Here. En kom ons sê dan ook vir die Here in sy teenwoordigheid hierdie woorde van Romeine 11 vers 36. Uit U en deur U en tot U is alle dinge. Aan U behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Die Here groet elkeen van ons ook wat hier vanoggend saam is in sy teenwoordigheid met hierdie woorde. Genade en vrede vir jou van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof nou die Here saam, die woorde van Skrifbereiding 14:2. Ons gaan die 1 vers 2 keer sing. Alsou dan ook die vrye boom nie bot nie, alsou die wingerd sonder druiwe staan, die graan verdor, die vrugtebome wegkwyn, die beeste klein, vir alles nie vergaan. Nog sal ek juig en bly wees in my God. Hy is my hulp, hy gee my krag. Hy laat my loop waaraan stierenbok gaan. Hy laat my vas en veilig staan. Alsou dan ook die vrye boom nie bot nie, alsou die wingerd sonder druiwe staan, die graan verdor, die vrugtebome wegkwyn, die beeste klein, vir alles nie vergaan. Nog sal ek juig en bly wees in my God. Hy is my hulp, hy gee my krag. Hy laat my loop waaraan stierenbok gaan. Hy laat my vas en veilig staan. In die 12 artikels word die belangrikste waarhede van dit wat ons glo en wat die Bybel ons leer vir ons saamgevat. Kom ons bely dit nou saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en die angste van die hel tot in die dood ervaar het, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. As ons Here Jesus vir ons God se wet opsom, dan leer hy vir ons dat dit eintlik is wat God van ons vra in sy wet, en dis liefde. Liefde vir God en liefde vir ons naaste. Kom ons gaan kyk nou saam na
'n beskrywing van hoe ons liefde behoort te lyk het. Dit vind ons in 1 Korintiërs 13, ons gaan vanoggend saam lees uit vers 1 tot 7. Nou wys ek julle wat nog die allerbeste is, al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het geen liefde nie, het ek 'n stuk klinkende metaal, 'n galmende simbaal geword. Al het ek die gawe van profesie, en ken ek al die geheimenisse, en besit ek al die kennis, en al het ek al die geloof om berge te versit, maar ek het geen liefde nie, dan is ek niks. Al deel ek al wat ek het aan ander uit, en al gee ek my liggaam prys om my daarop te kan beroem, maar ek het geen liefde nie, baat het my niks. Die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik, dit is nie afgunstig nie, is nie grootpraterig nie, is nie verwaand nie, dit handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, is nie liggeraak nie, hou nie boek van die kwaad nie. Dit verbly hom nie oor onreg nie, maar verheug hom oor die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Ons het nou gehoor hoe ons liefde moet lyk. As jy vraag, hoe lyk my liefde regtig? My liefde vir my naaste en ook my liefde vir God. Kom ons vra nou ook die Here om vir ons sy regterpad van liefde te leer en ons ook te vergewe vir die kere wat ons liefdeloos was. Ons gaan dit doen met die woorde van Psalm 25 verse 2 en 3. Ons praat nou met ons Vader in gebed. Vader, ons harte is vanoggend so vol aanbidding, dat ons dit nie kan terughou nie en ook nie kan inhou nie. As ons net dink aan alles wat U vir ons gedoen het en steeds doen, vir al in en deur ons Here Jesus en deur U Gees in ons, dan brand ons harte met lof en aanbidding voor U. Ja, Vader, ons harte loop oor van dankbaarheid en lof aan U. Here, ons het vanoggend so baie kere weer gehoor dat U in die wet eindelik net van ons liefde vra. U wil hê ons moet U met alles lief hê en ook ons naaste soos onsself.
U het ook vanoggend vir ons opnuut kom wys hoe ons liefde moet lyk. Vergewe ons vir ons liefde wat dikwels so ver tekort skiet. Help ons deur U Gees en verander ons deur U Gees. Geef vir ons harte wat oorloop van liefde vir U en liefde vir almal rondom ons. Here, ons dink aan almal wat siek is en die wat swak en oud geword het en elkeen wat hartseer is en almal wat beproef word. Ons dink in die besonder aan almal wat so diep en seer deur COVID geraak word. Kom praat vanoggend met ons oor hierdie beproewings. Geef vir ons perspektief en hoop en troos deur U woord en Gees. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Lied 519 is 'n lied van geloofsvertroue te midde van moeilike omstandighede. Kom ons sing dit nou ook en ons gaan vanoggend sing verse 1, 2 en 4. Kom ons lees nou saam in ons Bybels uit Psalm 30. 'n Psalm, 'n lied vir die inwyding van die tempel van Dawid. Ek wil U lof verkondig, Here, want U het my gered en my vyande nie laat bly wees oor my nie. Here my God, ek het na U geroep om hulp en U het my gesond gemaak. Here, U het my gered van die dodery, my in die lewe gehou toe ek al op pad was na die dood toe. Sing tot eer van die Here, julle wat hom getrou dien, loof sy heilige naam. Waarlik sy toorn duur net 'n oomblik, maar sy goedheid lewenslank. Gisteraand was daar nog trane en vanmôre lag ek alweer. Toe dit goed gegaan het ek wel gesê, niks sal my ooit laat wankel nie. Deur U goedheid het U my op 'n veilige berg laat staan, Here. Maar toe U aan my onttrek het ek baie bang geword. Ek het na U geroep, Here. Ek het U om genade gesmeek. Wat 'n voordeel is daar in my ondergang as ek in die graf moet ingaan? Kan stof U loof? Kan dit U trou verkondig? Luister, Here, en wees my genadig. Help my, Here. Ek was in die rou, maar U het my van vreugde laat dans. U het my rouklere uitgetrek en vir my feesklere aangetrek. Daarom sal ek sing tot U eer. Ek sal nie stil bly nie. Here my God, vir altyd sal ek U loof.
Ons fokus vanoggend op die hele Psalm, maar veral ook die woorde in vers 7 en 8. Toe dit goed gegaan het ek wel gesê, niks sal my ooit laat wankel nie. Deur u goedheid het u my op 'n veilige berg laat staan, Here, maar toe u aan my onttrek het ek baie bang geword. Tema vanoggend, deur beproewings leer ons dikwels hoe afhanklik ons van God is. Het jy al in jou lewe letterlik die dood in die oë gestaar? Nou het iets met jou of iemand naby aan jou gebeur, waar het letterlik vir jou gevoel het, jy is besig om dood te gaan. Of jy of iemand naby aan jou het beleef, hoe jy net nie die dood vrygespring het. Dalk het iemand dood gegaan. Of jy was depressief. Of dit wat het gebeur het was so erg, dat het vir jou gevoel het, jy is besig om al dieper en dieper en dieper in 'n put af te sak en daar is nie meer vir jou hoop of lig nie. Wanneer sulke dinge oor ons pad kom, en dit kan oor almal van ons se pad kom, dan kan dit 'n mens se lewe behoorlik skud. Jy voel die een oomblik nog, jy staan stewig en sterk. In die volgende oomblik dan word jou voete totaal en al onder jou uitgeruk. En dit voel jy is nie meer 'n beheer nie. Nou weet ons, daar is baie mense op die oomblik wat sulke ernstige beproewings en swaar kry beleef. Misdaad en werksverliese en siekte, die afsterwe van geliefdes en veral ook nou met die derde golf van die COVID-pandemie en die verskriklike effek daarvan op ons almal se lewe. En wanneer sulke baie slegte dinge oor 'n mens se pad kom, dan wonder ons baie keer, hoekom laat die Here hierdie dinge in ons lewe toe? En waarmee is hy besig in ons lewe? Hier in Psalm 30 lees ons dat Dawid op 'n stadium in sy eie lewe ook so 'n ernstige beproewing beleef het, waar hy self ook letterlik die dood in die oë gestaar het. Maar ons sien ook hoe God daardeur vir Dawid opnuut kom inskerp het hoe afhanklik hy van God is. En ons sien ook hoe dit uiteindelik vir Dawid persoonlike getuienis geword het. Kom ons gaan kyk so 'n bietjie dieper daarna. In vers 7 lees ons van 'n tyd in Dawid se lewe toe dit met hom goed gegaan het. En presies wanneer dit so goed gegaan het met Dawid, sê die Psalm nie vir ons nie. Maar as ons gaan kyk na die geskiedenis van Dawid en die res van die Bybel, dan sien ons daar was tye in sy lewe waar dit inderdaad baie goed met hom gegaan het. En in so 'n tyd in Dawid se lewe, toe dit baie voorspoedig met hom gegaan het, hy op 'n stadium begin sê, niks sal my ooit laat wankel nie. So lees ons in vers 7. Sien jy, Dawid het op 'n stadium bietjie te selfversekerd en hoogmoedig en trots geraak. Sien jy, hy het so bietjie begin vergeet dat dit die Here is wat hom met al die voorspoed geseën het en hoe afhanklik hy van die Here is. Dawid het in sy voorspoed begin dink dit is hy self wat so sterk en so stewig staan en dat niks hom ooit weer sal laat wankel nie.
Hoe dikwels maak ons nie dieselfde fout as dit ook met ons goed gaan nie, dalk te goed gaan nie. Dan dink ons ook dit is ons wat dit alles vermag. En is ons wat so suksesvol is en wat so hard daarvoor gewerk het. En dan voel ons ook partykeer ons self staan baie sterk en stewig. En dan vergeet ons ook partykeer hoe afhanklik ons van God is. So wat doen God met Dawid as hy op daardie punt is, waar hy nie meer besef hoe afhanklik hy van God is nie, en waar hy by homself dink, niks sal hom ooit laat wankel nie. God kom en hy kom skud so 'n bietjie Dawid se voorspoedige lewe. Dawid beskryf dit vir ons, skryf dit in vers 8, as hy sê, maar vir u hier aan my onttrek het ek baie bang geword. En in vers 3 tot 6 lees ons presies wat met Dawid gebeur het. Ons lees hy het so ernstig siek geword, dat hy letterlik besig was om dood te gaan. Wat hierdie dodelike siekte was, sê die Bybel nie vir ons nie. Maar Dawid beskryf dit in die oorspronklike taal vir ons asof het vir hom gevoel het soos 'n put, waarin hy al hoe dieper en dieper wegsink. En dit het hom baie groot laat skrik. En hom baie bang gemaak. Want hy self het nog een oomblik gedink, hy staan stewig en sterk, en hy sal nooit wankel nie. En die volgende oomblik was sy voete totaal en al onder hom uitgeruk. En was hy nie meer in beheer nie. Soos ons aan die begin van mekaar gevra het, is jy ook al op so 'n punt in jou lewe, of is jy op die oomblik daar, waar dit ook vir jou voel, jy staan nie meer nie. Dinge word nou net te veel. Dis presies waar Dawid in sy dodelike siekte was. Nou lees ons, dit is juis op hierdie dieptepunt waar Dawid weer besef het, maar dit is nie hy self wat so sterk en so onwankelbaar is nie. Het is eintlik God wat hom met soveel voorspoed geseën het en wat hom so stewig laat staan. En Dawid herken dit baie mooi in vers 8, as hy daar die Here sê, deur u goedheid het u my op 'n veilige berg laat staan, Here. En soms, dan moet ons self ook eers so 'n dieptepunt bereik, voor ons weer besef, is eintlik die Here wat ons gebring het waar ons is. En voor ons besef hoe totaal afhanklik ons van die Here is. Ek is van mening dat dit is wat baie mense nou weer met hierdie verskriklike pandemie moet leer. Net hoe totaal afhanklik ons almal van God is. Die Here bring ook hierdie ding ons almal weer op 'n manier tot stilstand. En is juis as Dawid weer so sy afhanklikheid besef, dat hy tot God roep om hulp en gebed. As ons nou hierdie gebed van Dawid gaan lees, daar in vers 9 tot 11, dan sien ons hoe hy die Here gesoebat het en gesmeek het in sy nood. Ons lees ook daar hoe hy met God geworstel het en met hom onderhandel het. Maar ons sien ook, hy gryp daar in die gebed en die geloof vas aan die eintlike een, wat hom werklik kan staande hou. Ons leer in hierdie verse baie hoe ons met God kan praat in gebed en ook hoe ons met God kan worstel in gebed.
En dan sien ons dat God inderdaad Dawid se smeekgebede verhoor het. En dat God sy lewe gered het. En dat hy hom kragtadig genees het. En in vers 6 lees ons dat God in hierdie spesifieke geval sommer gou die genesing gebring het na Dawid se smeekgebede. Dawid sê daar in vers 6, gisteraand was daar nog trane. En vanmôre lag ek alweer. En hierin lê daar vir ons 'n reuse troos en ook 'n boodskap van bemoediging. Ons dien 'n almagtige God, wat sake kan verander en wat dit in oomblikke kan verander. Ja, soms dan duur beproewings inderdaad lank, dalk baie lank. Daar is nie altyd uitkoms nie. Maar ander kere dan gaan God inderdaad in oomblikke sake verander. Dit het miskien ook al met jou gebeur. Jy het dalk nog in die nag geworstel, gehuil, geen hoop gesien nie. In die nag voel dinge mos baie keer ook erger. En die volgende môre, toe was dit al knap beter. Gebeur soms nie. En nou sien ons Dawid se reaksie nadat hy hierdie wonder van God se genesing in sy eie lewe beleef. Hy gee in hierdie psalm 'n persoonlike getuienis wat nie oor homself gaan nie, maar wat aan God al die lof en eer bring. Hy getuig van sy totale afhanklikheid van God en hoe dit God is wat hom staande gehou het en hom gered het en gesond gemaak het. Hy getuig ook in hierdie psalm hoe hy die Here pragtig in sy eie lewe beleef het en die verskil wat hy beleef het wat die Here in sy lewe gemaak het. En in vers 5 sien ons dat Dawid hierdie getuienis van hom en hierdie lofpryse vir hom nie net vir homself gehou het nie, maar dat hy uiteindelik dit ook deel, dat hy aan almal wat hierdie psalm hoor, dat hy hulle ook oproep om saam met hom die Here te loof en saam met hom te sing. So is hierdie selfde psalm dan ook later gebruik as 'n loflied by die fees vir die inwyding van die tempel. En met hierdie selfde getuienis van Dawid ook op daardie manier so wyeer versprei. Nou is die vraag aan jy. Dalk het jy ook al iets beleef waar jy self ook die dood so die oor gestaar het, waar die Here vir jou uitkoms gegee het. Miskien was dit 'n ander beproewing in jou lewe wat so lank en so erg was, dat ek ook vir jou gevoel het, jy is in 'n put waar jy al hoe dieper en dieper wegsak, waar God uiteindelik ook vir jou uitkoms gegee het. En dan kan jy ook vandag saam met Dawid getuig van ons totale afhanklikheid van God. En van God wat gebede verhoor en uitkoms gee. En dan het jy ook baie rede om soos Dawid God te loof en ook die mense rondom jou op te roep tot lof. Of voel jy dalk vandag dat dit nog nooit so iets groots met jou gebeur, soos met Dawid waarvan jy kan getuig nie. Wel, as jy werklik 'n wedergebore kind van God is, wat eerlik kan sê jy glo opreg, dan het jy nog 'n baie groter wonder beleef as Dawid se genesing.
Efesiërs 2 vers 1 sê as gevolg van ons sondes en oortredings was ons nie net dodelik siek en op pad na die dood nie, maar daar staan ons was geestelik klaar morsdood en op pad na die ewige dood. Nou lees ons in Efesiërs 2 vers 5, God was jou egter genadig en in sy groot liefde het hy jou wat geestelik morsdood was, deur sy woord en deur sy gees lewendig gemaak. En die wonderkrag wat God gebruik het om jou geestelik lewend te maak, is dieselfde wonderkrag wat nodig was om ons Here Jesus uit die dood op te wek. So lees ons in Efesiërs 2 vers 19. As jy dus vandag deur God se woord en gees lewend gemaak is, dan het jy baie groter wonder in jou eie lewe beleef as Dawid se genesing. En dan het jy mos ook 'n persoonlike getuienis, wat nie oor jouself gaan nie, maar wat God kan loof en eer, en wat mense ook na God toe kan trek. Dan kan jy ook vandag saam met Dawid in vers 13 sê, ek sal sing tot U eer, en ek sal nie stil bly nie. Here my God, van altyd sal ek U loof. Kom ons sluit af. Ons het aan die begin gehoor dat daar beproewings oor ons almal se pad kan kom, en dat inderdaad ons lewens kan skud, wat ons voete totaal en al onder ons kan uittrek. Ons weet, van ons is op die oomblik daar. Die Bybel leer ons, daar is baie verskillende redes hoekom God hierdie dinge in ons lewens kan toelaat, kan beskik. Maar ons verstaan nie altyd hoekom nie. Ons het ook nie altyd al die antwoorde nie. Maar hier in Psalm 30 sien ons dat God Dawid sy wese beproewing gebruik het, net om opnuut weer by hom in te spreek, die totaal afhanklikheid van God is. En dalk is dit ook dat God in jou tyd van beproewing ook weer opnuut by jou wil inspreek, die totaal afhanklik jy ook van God is. En as jy dit besef, dan is jy op 'n goeie plek. En as God vir jou uitkoms gegee het of gaan gee, getuig daarvan. En laat dit ons God eer. Of vertel ook vir mense van God, wat jou wat geestelik dood was, pragtig lewend gemaak het. Daaroor kan ons nie stil bly nie. Daaroor sal ons God vir altyd loof. Amen. God het nou met ons gepraat. Kom ons antwoord hom nou met ons gebed. Here, ons dankie vir al die tye van voorspoed in ons lewe. Ook met ons gaan dit dikwels so goed. Here, maar soos Dawid moet ons ook vanoggend bely, dat ons soms in tye wat dit goed gaan, vergeet hoe afhanklik ons van U is. En dan begin ons ook by onsself dink, ons sal nooit wankel nie. Vader, dankie dat ons vandag weer kon sien, dat beproewings gebeur nie maar sommer maar net met ons nie. Nee, U werk deur beproewings in ons lewe. U het altyd 'n doel daarmee. En soms gebruik U dit net om opnuut weer vir ons te leer hoe totaal afhanklik ons van U is. Dankie dat ons vandag kon hoor van verhoring van gebede. En dankie vir elkeen van ons eie gebede wat U verhoor het. Ons wil nie stil bly daaroor nie. Soos Dawid wil ons U ook loof en getuig daarvan, en ander oproep om saam met ons U te loof.
Ag Here, en as daar nie uitkoms is nie, of as dit nie beter word nie, dan vertrou ons U daarmee. Ons weet, U maak nie foute nie. Here, dankie vir die ontsettende wonder van ons eie lewendmaking, waarvan baie van ons kan getuig. Ons staan altyd verwonder daaroor, dat U dit vir ons alles gedoen het uit liefde en uit genade. En die daar van ons is wat saam luister, wat dalk nog geestelik dood is, weet ons dat U ook in hulle lewens kragtig nuwe lewe sal werk deur U woord en die Gees. Ons smeek dit in Jesus se naam. Amen. Lied 582 is 'n gebed waar ons vir die Here vra oorkom, saam met ons die pad van beproewings te stap, want ons kan nie sonder hom nie. Kom ons sing lied 582 verse 1, 4 en 5. Die Here stuur ons almal hierdie week in met sy heerlike seën. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal wees. Amen.
Ons het die volgende afkondigings. Ons dankoffer onder die diens is vir barmhartigheid. En by die deur is dit 'n note kollekte vir die kerkkas. Hierdie is 'n baie belangrike afkondiging. Ons wil graag 'n gemeente wees wat mekaar ondersteun en regtig vir mekaar omgee, veral ook in die moeilike tye. As jy enige ondersteuning of hulp nodig het, dan moedig ons jou aan om dit vir jou klein groep te sê, dat hulle jou kan ondersteun ook in hierdie tyd. Jy kan ook altyd jou wynsouderling kontak, of jou groepdiaken, dis die diaken vir die vollas of die mastags of die jong mense. Die Here het ook wonderlike lidmate rondom jou geplaas, wat jou graag wil ondersteun. Jy kan altyd ook ons omgee kantoor skakel. Julle kan maar hierdie advertensie of skyfie soos hy hier is, gou pos, kan jy al die nommers sien, Tannie Alida Leroux. Ons wil ook maar vir julle herinner dat hulle die hulpkaartjies hanteer. So as jy op hierdie stadium hulp nodig het, waar jy regtig nie jouself kan help op die stadium nie, en iemand in die gemeente kan jou dalk help, dan kan jy vir Tannie Alida Leroux skakel op die nommer, soos dit nou hier verskyn. Dan kan sy jou met 'n verbinding plaas met iemand wat jou kan help. As jy berading nodig het, of net te praat, kan jy ten eerste deploy skakel. Jy kan ook ons barmhartigheidsdiensgroep skakel. Jy is altyd welkom om my die predikant te kontak. As jy kos of klere nodig het, of weet van iemand wat dit nodig het, kan jy altyd vir Eileen kontak. Daar is ook baie mense wat siek is, of jy weet ook van iemand wat siek is. Ons versoek jou om vir Tannie Naomi Koen te kontak, dat ons bewus is van jou, dat ons jou kan bemoedig en jou kan voorbidding doen. En dan wil ons baie graag ook saam met jou bid. As jy dit nodig het, voorbidding nodig het, as jy gebed nodig het, kontak asseblief vir Tannie Jean Miller. Ons herinner almal aan ons Swissvan kompetisie, TV 18 September 2021. Ons vra dat jy hierdie advertensie, ons het hom al 'n paar keer aangestuur, dat jy hom vir almal sal aanstuur, wat jy weet wat visvang en wat die dag saam met ons kan geniet. Ons herinner almal ook aan ons David projek. Ons vra maar as jy 'n gawe het, wat jy kan gee, ook vir die Here, dat jy dan vir hom Gerard Steenkamp of Frans Krause sal kontak. Dan dikwels volgende ons lief en leed aan Lena Koekemoer, wat COVID het, wat besig is om aan te sterk. Ons het ook gehoor dat die Hester de Plooy het longvliesontsteking na COVID. Ons dink ook in die besonder aan haar. Elsie Besuidenhout, sy broer is hierdie week ook oorlede aan COVID. Ons dink ook aan haar en die hele familie. Vra ook voorbidding vir Frik en die Jean, wat steeds herstel na COVID. Ook vir die Van Skalkwyk gesin, wat steeds herstel na COVID. En dan vra ons ook een besonder voorbidding vir Kobus en sy siekte. En dan het Marius van der Westhuizen ook hierdie week sy broer aan die dood afgestaan is. Vra ook voorbidding vir hom en die familie. Daarmee groet ons jou en ons wens vir jou die vrede en die seën van die Here toe.